Jy is ingeskakel hier op Groot Plaas en ons gesels vanoggend met 'n man daar uit Garrie se wêreld uit die TLU Suid-Afrika, jong boer van die jaar vir 2025, Tiaan Barkhuizen. Tiaan, goeiemôre en welkom hier op Groot Plaas. Goeiemôre, gaan dit goed met julle? Fantasties en self. Lekker, dankie, mag ek klaar nie, is lekker vroeg en aan die gang. Daar sê, nou Tiaan sê gou vir ons toe die nuus gebreek het dat jy is aangewys as die jong boer van die jaar. Het jy dit verwag of was dit 'n bietjie van 'n skok geweest? Nee, dit was uit en uit 'n skok geweest. Dit was 'n verskriklike groot verrassing. Ja, ek wil amper sê die hele loop van die kompetisie was ongelooflik en ek het al 'n paar keer vir mense gesê net om in die top 5 te gewees saam met die ander boere was vir my klaar soos 'n wen geweest, nie nog te sê om uit te kom as die finalis nie, is ongelooflike groot voorreg. So Tiaan, vertel ons gou 'n bietjie net wat presies is dit wat julle alles mee boer daar in Garries? Wel, ek boer met dorpers, ek het 'n kommersiële dorperboerdery sowel as stoet en dan boer ek kommersieel met meatmasters en boerbokke ook en dan ja, het ons afvoer soos eie lammers ook. So nou as ek reg verstaan het jou boerdery begin destyds daar in Malmesbury se wêreld en toe eers later Garries toe verhuis. Hoe het dit gewerk? Nee, ek het groot geraak in Malmesbury en al die jare was dit maar my droom gewees om te kom boer. So toe ek eers vir my pa geboer en toe die geleentheid daar kom dat ek my eie grond kan besit, het ek gespring en op my eie bene begin staan en daar vanaf aangegaan op Garries. So op alles het eintlik op Garries begin. Ja, my eerste grond waar ek nou op sit is op Garries. So soos wat jy nou genoem het, jy boer met dorper, meatmasters, boerbokke. Waar lê jou grootste passie? Het jy gunsteling kind daai uit die drie uit? Dit is moeilik. Dit is om nou letterlik te vra om een in die gesin te kies. Maar as ek nou moet stout is om te sê my dorpers lê my baie na in die hart en hulle kry daarom maar amper sê ek die eerste sak mielies wat op die bakkie is. So boerdery in Namaqualand obviously het baie van sy eie unieke uitdagings. Daar's droogtes, beperkte reënval ensovoorts. Hoe hanteer jy hierdie uitdagings daar op die plaas? Maar ek dink dit is iets wat 'n mens nie self kan beheer nie, maar die beste van jou vermoë kan bestuur. So deur goeie veldbestuur, versigtig te weiding te doen. Ons kampe is gelukkig lekker groot. So ek probeer my troppe so klein as moontlik te hou en soveel as moontlik te roteer om my veld so veel as moontlik ruskans te gee en te kan bestuur. En daarna met vandag wat ons so gelukkig is met die nuwe tegnologie van kunsmatige inseminasie en om daai goeders te gebruik en ons diere te bestuur en op die regte tye van die jaar te laat lam wanneer daar veld is en so vinnig as moontlik ons lammers weer weg te kry om ons lamintervalle korter te maak, dink ek is vir my ideaal en kardinaal belang op die boerdery en veral in ons omstandighede in die weerstoestande in reëngebied. So tydbestuur is van kardinale belang by julle. Ek sal dit sê, ja, hoe jy jou kudde bestuur, wanneer die goed diere begin lam en om hulle op die regte tyd op die regte plek te hê, want ons reënvalseisoen is so kort in Namaqualand dat jy nie, en dit beteken ons veld is, ons groenveld is baie kort termyn wat ons het, so jy moet jou lammers so vinnig as moontlik in daai tyd laat aankom en laat reg bestuur om daarvan af weer vir die somer te kan regmaak. So ek probeer elke jaar boer asof dit 'n droë jaar is. Nou, as 'n eerste generasie boer, hoe het jy dit reg gekry om jouself so te vestig in so kort tydjie, om seker te maak dat jy weet jy het 'n plek, nie soos baie van die ander ouens wat net in 'n familieboerdery instap nie? Ja, dis harde beklei en dis baie opoffering. Ek en my vrou, ons spot altyd, ons sê ons het weet nie as op vakansie was en as ons op vakansie gaan, dan weet ons nie wat om te doen nie, want ons is so gewoon aan om alles in te sit elke dag. So dis belangrik om op te offer en eendag sal jy die vrugte daarvoor pluk en net alles te gee wat jy kan gee en dan ook te sê, buite is om
by die ouer generasie boere te gaan vra en te gaan raad vra en te gaan vra hoekom, waarom of wat, want ek persoonlik glo dan, hulle het al klaar die pad geloop wat ons jong boere loop en hulle het klaar die pak slaag gekry wat ons kry en wat ons nog gaan kry, so om daai raad te vat en dan te kombineer met die nuwe tegnologie wat tot ons beskikking is ideaal en dit gee vir ons die geleentheid om uit te brei en om nie dieselfde foute te maak nie, maar uit dit uit te leer. Nou as jy, soos jy wat nou aangewys is as jong boer van die jaar, jy het nou gepraat van die ouer boere wat klaar die pak slaag gevat het, is die ouer boere baie gretig om hulle kennis en inligting met jou as 'n jong boer, vir alle eerste, hoe kan ek sê, eerste generasie boer te deel? Ek dink so, veral by ons het ek ervaar en as jy as jongman net wil stil sit en luister en vir die oom daar te vra om hoe, wat en waar. Ek dink die ouer boere is regtig bereid om vir ons jonger boere te help goed, want boerdery lê, as jy boer is dit so na in jou hart en dis amper, jy kry dit uit jou stelsel uit, so dit is 'n leefstyl. Nou, ek weet ook, jy het 'n visie om jou eie vleisverwerkingsaanleg te vestig en plaaslik produkte direk aan die verbruikers te lewe. Wat is die volgende stappe daar in daai boerdery wat jy graag wil neem? So nee, ons wil baie graag, ons is besig in die proses om ons lammers te kyk hoe ver ons lammers kan bemark deur by abattoir tot slag en dan te verpak en dan direk aan ons verbruikers te verskaf. Ons is besig met 'n paar kliënte in die Weskaap wat ons graag, wat al reeds bestellings het ons voorberei voor om te lewer in hierdie maand. So ja, dit is die groot ding daarvan, en dan wil ons om graag vroeg groter gaan en te kyk hoe ons dit verder ons produk kan uitsit na ander provinsies toe en ander kliënte wat graag ons vleis wil proe. So jy het so 'n bietjie daaroor gepraat, ook die tegnologie wat jy as 'n jong boer het, wat jy kan gebruik en natuurlik kan implementeer in jou daaglikse boerdery. Wat is van daai tegnologie wat jy gebruik op die plaas op die oomblik? Seeman strooitjies kan toets en voor die tyd of laat toets by spesifieke stasies wat Ek dink ons het bietjie van 'n Sorry, kan jy gou net weer van voor af begin, jy het so klein bietjie opgebreek. Ek meen ons verstaan jy sit ook maar daar in Gary se wêreld. Ons opvangs is ver. Nee, soos ek gesê het met die kunsmatige inseminasie. Nee, wat ons gaan ongelukkig vir Tiaan bietjie moet vra om te kyk of hy nie kan Starlink kry daar's waar hy is nou nie. Maar dit is Tiaan Barkhuizen, hy's die TLU Suid-Afrika se jong boer van die jaar vir 2025 en hy is ongelooflik inspirerend. Maar dit wees vir vandag se groot plaas. Geniet jou naweek en dan sien ons mekaar weer maandag.